Dankie Frikkie. Goeiemôre vriende. Julle het nou gehoor, ek het 19 jaar hier in Pretoria gebly. So ek is een van daai mense wat die ouens in die Kaap mee sukkel, want ek sê vir hulle, ek het ongelooflik lekker in Pretoria gebly. En jy kan nou dink vir die Kaapenaars, dit 'n ondenkbare konsep, wat ou enige ander plek in die land, jy weet, lekker kan bly. Maar ons het baie lekker hier gebly. Ek het toe ons in Doornpoort was dit ons maandelikse uitstappie gewees om hier na die Garsfontein Pick n Pay Hypermark ons inkopies te kom doen. Ek hoop daar's nog 'n hoompie in die Hypermark, want ek sê altyd, jy weet, ons kon nie glo dat 'n plek 'n hoompie in 'n Pick n Pay daar kon hê nie. So ek het baie goeie herinneringe van hierdie deel ook van Pretoria. Vriende, ek het nou iets gesê oor Pinkster en dit is inderdaad so, né? Vanoggend is daar net in die NG Kerk 1000 gemeentes wat afskop met Pinkster. So tussen 200 en 300.000 mense wat vanoggend met Pinkster begin. En dit is regtig 'n seisoen in die kerk wat ons voor die Here kom en sê, Here, ons is u kerk, ons is u mense, u is ons koning. Leer vir ons wat ons moet doen. Ons reeks gaan oor handgemaak vir 'n tyd soos nou, en julle sal agterkom, dit sluit aan by 'n legio van temas wat julle reeds in die gemeente goed gevestig het. Die gedagte dat God ons koning is, dat hy nou reeds regeer, dat ons gevorm word deur die Gees, wat dink julle jaartema is, en dat ons juis vir 'n tyd soos nou gevorm is, dat ons nie deur die Here gevorm word op 'n ander tyd of 'n ander plek of iets te doen. En ons gaan by verskillende temas stil staan. Die styl gaan so werk dat ek elke keer wanneer ek by die volgende tema kom, net so 3, 4, 5 punte herhaal van die vorige ene. So as jy dink dinge dalk verby jou gegaan, hoef jy nie angstig te wees nie. Die hooftemas sal kom. So vanoggend gaan ons fokus op die gedagte dat, soos Frikkie gesê het, dat God gebruik gewone mense, en ek wil amper verder uitbrei te sê om gewone goed te doen op 'n buitengewone manier, as navolginge van die koning van die wêreld. Maar vriende, voordat ons saam lees uit ons teksgedeelte, kom ons buig die hoofde. Here, U is ons koning, wanneer ons in die teenwoordigheid inkom, dan is dit om U te aanbid. Here, dit is om by U te kom en te ervaring te hê dat elkeen van ons, Here, deur U hand gemaak is om 'n tyd soos nou op 'n baie besondere manier, Here, U koningskap uit te leef. En daarom kom ons voor die Here met die lewens wat U vir ons gegee het, met die gawes, die geleenthede, ja Here, met alles wat ons is. En ons kom lê dit by U voete neer, Here, en ons vra dat U in hierdie week deur U Gees, Here, met elkeen van ons sal werk. Dit is vir ons goed om te weet, Here, dat U ons nie verbygaan nie, dat die een nie belangriker is die ander ene is nie, maar Here, dat U elkeen van ons by die naam geroep het om U te dien. En daarom bid ons ook na Here, wanneer ons na U woord luister, dat U vir ons sal oopbreek deur U Gees. Amen. Vriende, ons skrif kom uit Handelinge uit, Handelinge van die Apostels, en wanneer mens na die naam van die boek kyk, dan sal jy verwag dat die Handelinge van die Apostels vir jou nou sal presies vertel wat het met elkeen van die disippels van Jesus gebeur, die 12 disippels wat oorspronklik geroep het, die 11 wat oorgebly het, en dat elkeen se bediening vir jou uitgestip sal wees, weet, hierdie ou is Indië toe, daai ou is noorde toe, daai ou is suide toe, maar dis nie wat ons eintlik kry in Handelinge nie. In Handelinge kry ons 'n blik op 'n kerk wat wyer strek as die disippels het oorgebly het. Dat die Handelinge van die apostels, van ons pad oor apostels as gestuurdes na die wêreld, nie net gaan oor die disippels nie. Dit gaan oor geloofsgemeenskappe wat in Jerusalem gevestig word. Dit gaan oor gewone mense wat se lewens nuut gemaak word. Tronkbewaarders, diensmeisies, mense wat pipper verkoop, ou wat tente maak, wat nuut gemaak word en omvorm word. Mense van reg oor die wêreld, Ethiopiër van ons kontinent af, mense in Klein-Asië, mense in Griekeland, wat deur die Here aangeraak word deur sy Gees om 'n nuwe manier van lewe vir mense te demonstreer. Frikkie het vir julle wys na Handelinge 3, waar die Johannes en Petrus met die skare praat nadat hulle 'n verlamde bedelaar genees het in die naam van Jesus, en dit krap die geestelike leierskap in Jerusalem om. Hulle is onseker oor wat in die gebeur is. Hoe kan gewone mense, 'n ou visserman, Petrus en Johannes,
skielik hierdie goed doen? Waar kom hierdie krag vandaan? En hulle word by mekaar gehark deur die geestelike elite van Jerusalem en hulle word ondervra. En die gedeelte wat ons saam lees uit die 2020 vertaling uit is waar Petrus vir hulle begin verduidelik hoe lyk die kerk na Pinkster. Toe het Petrus vervul met die Heilige Gees vir hulle gesê, leiers van die volk en die familiehoofde, as ons vandag verhoor word oor 'n goeie daad aan 'n siek man, wanneer hy gesond geword het, moet julle almal en die hele volk van Israel weet, dat hierdie man gesond voor julle staan, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het, wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat julle die bouers geminag is en die hoeksteen geword het. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle ken as mense wat saam met Jesus was. Hier is ons fokusteks vanoggend net 'n paar opmerkings hieroor. Let op die vrymoedigheid wat hulle raak sien en dan hulle evaluasie van hierdie mense. Hulle sê Petrus en Johannes wat ons nou so beskou as die A-span van die disippels, dat hulle maar eintlik ongeleerd en leuke is. Die Griek is idiotes. Ons woord idioot is daarvan afgelei. So julle weet wat kom. Ek gaan vandag vir julle sê, julle is eintlik 'n klomp idiote, né? Hoekom? Want mense moet ook erken, soos 2000 jaar terug, dat ons die mense is wat saam met Jesus is. Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is, by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle te beveel om die raadsaal te verlaat en in mekaar beraad geslaag. Wat gaan ons met hierdie mense doen? Dit is immers vir al die inwoners van Jerusalem duidelik dat 'n onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te verhoed dat dit verder aan die volk versprei, laat ons hulle dreig, sodat hulle nie meer met enige mens in hierdie naam praat nie. En dan ons fokusvers net weer, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en idiote is, was hulle verbaas en het hulle ken as mense wat saam met Jesus was. Vriende, as 'n mens na Handelinge 4 kyk, dan kry mens die ervaring dat die geestelike leiers in Jerusalem die ervaring begin kry het, hier's iets aan die gebeur, hier's iets in hulle midde in Jerusalem aan die gebeur, wat hulle nie presies weet wat om mee te maak nie. Hulle vra vir hulle self, wat gaan ons met hierdie mense maak? Wat is aan die gebeur? Dis konstant dat hulle vir die disippels vra, waar het julle die gesag gekry om hierdie goed te doen? Daar's sulke seisoene wat die Gees van God inbreek in die geskiedenis en goed doen, wat mense as het ware terugstaan en vir jouself wil vra, wat is besig om te gebeur? Ons leef in interessante tye en vir lank was daar af 'n onderliggende storie gewees, dat die Christendom se rakleeftyd eintlik verby is. Dat veral in die ontwikkelde Weste, mense hulle rug op die kerk keer, gerig keer op Christus, en dat hulle eintlik op hulle eie goed oor die weg kom. Die laaste 3, 4, 5 jaar is dit egter opvallend dat uit verskillende wêrelddele, sekulêre media en dan ook baie keer kerke, begin praat van 'n verskynsel wat hulle aanvanklik nie lekker kan verwoord of kan verstaan nie, wat hulle gevoel kry dat hier's iets aan die gebeur. Julle hoef nou nie die detail daar te sien nie, maar die een kom byvoorbeeld uit Amerika uit, waar daar vir 'n tyd was waar die aantal mense wat op sensusvorms en ook navrae sou sê ek is 'n Christen aan die daal was. En dan 3, 4 jaar terug begin dit weer opgaan. Daar's plekke soos Frankryk, dit is die een regstaat, dit is letterlik hierdie week so 'n Economist, waar die kerk in Frankryk sê hulle het laas jaar 10,000 volwassenes gedoop. Dit klink nie vir ons baie nie, maar dit is 90% meer as 5, 6 jaar terug. Die ander een gaan oor erediensbywoning, wat letterlik met 'n enkele ouderdomskategorie in die FSA besig is om weer op te gaan. Ons sien ook iets daarvan in die NG Kerk. Daar's 'n tyd na COVID wat ons almal gelei het, en dan kry ons weer die gevoel,
dat mense weer as het ware hulle verskyning maak by die geloofsgemeenskap van die Here. En as mens begin invra, wat is aan die gebeur in Frankryk, in Amerika, in Engeland, en by ons, dan is dat toenemend mense wat vir ons wil sê, dis 'n komplekse verskynsel, is dalk nog te vroeg, maar wat eie daan is dat mense sê, dat wanneer ek weer oor die evangelie dink, as ek weer dink oor die gedagte dat God koning is, dat Jesus koning is, dan gee dit sin aan my lewe op 'n manier wat niks anders kan doen nie. Dat ek 'n identiteit ontmoet in 'n verhouding met Christus wat niks anders my kan bied nie. As ek teruggaan na die vers 13, die verwysing na die idiotes, die Griekse woordeboeke vertaal dit as 'n person lacking professional skills. Herodotus, die Griekse geskiedskrywer, skryf oor idiote as relatively unskilled, not clever. So ek moet maar versigtig wees om vir die gemeente te sê hulle is idiote. Maar dit gaan oor 'n unieke eienskap van die Christelike geloof. Dat wanneer ons na Handelinge kyk, dat die Gees van God letterlik op alle mense kom soos voorspel in die Ou Testament. Jonk en oud, vrouens en kinders, dat almal begin optree, gevorm deur die Gees. En dat dit die wêreld verander. Dis vir ons soms moeilik om te vat van onsself. My seun wat toevallig ook 'n predikant is, toe hy nog in Pretoria was, het my saamgesleep na 'n fliek. Van julle dalk die fliek gesien, ek is huiwerig om die fliek aan te moedig, want daar's geweldige geweld en wille goed in, maar dis die fliek met die naam van 300. Dit is so 'n bietjie van 'n aanpassing van 'n werklike historiese gebeurtenis. So in die jaar 480 voor Christus het die Perse, vandag se Iran, Europa binnegeval. En die Griekse stadsstate was nie voorbereid op gewees nie, hulle was klein, hulle was gefragmenteerd gewees, en die Perse het gedreig om die hele Europa op te rol, dat ons almal eintlik sou geleef het soos Perse. Die hele geskiedenis van die Weste hang af van hierdie inval. En om tyd te koop, vra die Griekse stadsstate vir die Spartane, hierdie klein groepie stadstaat van Sparta, wat hulle lewe gewy het om soldate te wees, om die Perse te gaan stuit. En die hele verhaal, wat histories redelijk akkuraat is, in die sin, dat die Spartane stuur 300 krygers onder hulle koning Leonidas, om hulle te gaan stop daar in die noupoorte van waar die Perse geland het, by plek die naam van Ternopoli, die Hot Gates waarvan Rika Raug gesing het, en op pad soontoe stuur die ander Griekse stadsstate vir hulle troepe, en daar is 'n toneel in die rolprent, waar die mense van Arcadia die Spartane raakloop, en hulle is nou bly om mekaar te sien, en dan sê die klomp van Arcadia, maar hulle is baie teleurgesteld oor hoeveel Spartane nou opgedaag het, daar is net 300. En dan gaan Leonidas, die koning van die Spartane, en dan vra hy so op die ry af, dalk ken van julle die toneel, vir die ouens van Arcadia, wat is jou professie? En dan sê die een ou, hy is 'n pottebakker, ander ou is 'n boer, ander ou is 'n kopersmid, en dan knik hy elke keer so, of weet amper, ja, en dan vra hy vir die Spartane, wat is julle professie? En dan soos uit een mond skree hulle oorlog. En dan sê hy vir die Arcadians, ek dink ek het meer troepe gebring as julle, al is julle 5000. Dis ons beeld van hoe sukses behaal word. Jy kry die hoogs opgeleide, mees professionele mense, en jy laat hulle los op 'n probleem. Die verspreiding van die Christelike geloof werk egter iets wat anderste. Dit versprei nie deur hoogs opgeleide mense nie. Versprei deur gewone mense wat gewone goed doen. En dis 'n belangrike ding, dink ek, vanoggend om te verstaan. Die Gees van God doen nie net wat ons sal beskou as geestelike werk. As 'n mens die Nuwe Testament lees en jy kyk na die gawes van die Gees en die vrug van die Gees, dan kan jy dink, dis nou iets wat eintlik net gegee is as jy nou 'n dominee wil word. Jy weet, jy kan die woord verkondig, jy moet barmhartigheid kan betoon, jy moet mense kan gesond maak. Ons kan die werk van die Heilige Gees verskraal asof die Gees net in die kerk werk en net aan ons bepaalde geestelike eienskappe gee, of dinge wat ons sal beskou as geestelike eienskappe. Daarom is dit belangrik om in Pinkstertyd terug te kyk
na die eerste aanduiding wat ons in die Bybel het van waar die Gees van God werksaam onder mense was. En dit is in die Ou Testament waar Moses hulle die tabernakel moet bou in Eksodus 31. Die tabernakel, die sigbare teenwoordigheid van God moet ingerig word. En dan lees ons in Eksodus 31 die volgende. Die Here het met Moses gepraat en gesê, kyk, ek het Basileel, seun van Uri, seun van Gur, van die stam van Juda, by die naam geroep, hoor mooi, by die naam geroep, en ek het hom met die Gees van God vervul. Dis die eerste geesvervulde ou wat ons kry in die Ou Testament. En wat doen die Gees van God met hom daar? Hy gee vir hom wysheid, insig en kennis. En met al die nodige vakmanskap om vindingryke planne te beraam vir die werk. Hy gee vir hom wysheid, insig en kennis. As ons kyk na die Hebreëse woorde, dan is insig waarskynlik iets wat ons op beskou as 'n bepaalde intellektuele begaafdheid. Dis 'n vermoë om goed te verstaan, instruksies en daarop te handel. So die eerste is hy gee vir hom verstand. Die tweede is onderskeiding of verstandigheid. Dit is om die gawe om komplekse probleme op te los op 'n praktiese manier. Kyk, julle almal ken mens sulke mense, hulle kan enige ding regmaak. Jy gee vir hom 'n ding, 'n yskas of wat ek al, hy maak hom met tubing reg of wat ek al, en dan werk die ding. Ek is nie een vir hulle nie. Dan is daar ander vaardighede. Dit is 'n geoefende hand om goed reg te skaaf en te keer te gaan. Ek het ook houtwerk gedop. Maar die belangrike ding hier om raak te sien is dat dit gawes is wat ons nie altyd assosieer met die Gees van God nie. Ons dink dis maar natuurlike talente, elke ou het dit is maar 'n ding wat jy het of nie het nie. Maar hier word hierdie gawes uitgedeel aan Basileel om 'n baie spesifieke ding te doen. Om 'n tabernakel te bou waarin die teenwoordigheid van die Here sigbaar word. En hulle van die tabernakel moet hulle al die pad deur die woestyn. In die Nuwe Testament sê Johannes vir ons dat die Gees van God oral werksaam is en dan baie spesifiek dat Jesus kom tabernakel het tussen sy mense. Hy het na sy mense gekom, Johannes 1, om die lig van God te bring, om te wys dat God by ons teenwoordig is. En wanneer die Gees van God met ons werk, dan is ons roeping om daai teenwoordigheid van God in hierdie wêreld, sy tabernakel by ons, vir mense sigbaar te doen, sigbaar te maak. En hoe maak ons dit sigbaar? Dis wanneer ons vanoggend hier vir onsself afvra, wat het die Gees van God aan my gedoen? Wat het hy vir my gegee? Van julle het insig, intellektuele vermoëns, van julle het daai praktiese aanleg, daai vermoë om verstaan en doen by mekaar uit te bring. En van julle het ongelooflike geoefende hande. Van julle het al 3. Julle is die ouens by Garsfontein met al die balkies rondloop. God het dit vir jou gegee. En hoe jy dit doen, bring jy die koninkryk van God. Ons bring nie net die koninkryk van God wanneer ons binne ons gemeentegrense en binne die funksionering van die gemeente ons gawes uitleef nie. Dis 'n baie belangrike aspek daarvan, ons gaan vanaand daaroor praat. Ons bring God se teenwoordigheid, God se versorging van hierdie wêreld, God se liefde vir hierdie wêreld, wanneer ons die gawes wat God se Gees vir ons gegee het, op so 'n manier beoefen, dat sy naam verheerlik word. In baie lande kry jy die gebruik, veral lande wat konings gehad het, dat jy 'n bepaalde embleem kan aanbring op jou gebou, waar jy kan sê, jy's 'n lewensier of 'n diensverskaffer of 'n vervaardiger in opdrag van die koning. Jy het 'n royal warrant, miskien dit baie keer in Engeland, op alles van mosterd tot sjokolade, waar 'n ding van so gehalte is, dat dit aan die koningshuis verskaf word. En as jy nou skoene van hierdie gehalte of sjokolade of mosterd aan die koningshuis verskaf, dan kry jy die reg om die embleempie op jou produk aan te bring. En as mense dit is nie rakker ontsniffel, dan weet hulle, koning Charles gebruik ook hierdie salf vir sy hakke. Dit is 'n besondere goeie salf. Ek kan dit koop, dis goed genoeg vir die koning. Dis as dit ware 'n meriete toekenning wat jy kan kry. Wat ons doen is om eintlik te sê, alles wat ek doen, met my insig, my handvaardighede, my praktiese aanleg, doen ek op 'n manier dat mense in wat ek doen, as 'n gewone mens, as 'n idioot gemeet aan die wêreld,
doen tot eer van my koning. Die wyse waarop ek dit doen, maak 'n verskil in hierdie wêreld. Julle ken dalk nie vir Natalia Dimitrik nie, maar Natalia Dimitrik het in 2004 'n hele paar toekennings ontvang. Natalia Dimitrik kom van Oekraïne af. Sy is die dame wat op hulle TV in 'n klein blokkie verskyn wat tolk vir die dowes. En in 2004, wat eintlik aanleiding gegee het, selfs by die oorlog nou, was daar 'n vraag gewees, gaan Oekraïne haarself rig na die weste of na Rusland toe? En dit het uitgespeel in 'n presidentsverkiesing, waarin die persoon wat toe president was, wat homself georiënteer het na Rusland, doodgewoon die verkiesing gekook het. Daar was 'n teenstander gewees, Viktor Yushchenko, wat almal geweet het, hy het gewen, en die aand op TV, toe die uitslae bekend gemaak word, toe is die persone wat nou agter die toonbankie sit, wat praat met die horende mense, sê toe hy die verkiesing gewen, weet diep in die 80%, dis absoluut wonderlik, hulle gaan nog aan. En Natalia Dimitri besluit tot hier toe en nie verder nie. En sy begin tolk in haar klein blokkie, en sy sê, dowes van die Oekraïne. Julle weet hierdie ou lieg. Julle weet dat Viktor Yushchenko het gewen. Dowes van die Oekraïne sê vir julle horende vriende, dit kan nie so nie. Ons moet die waarheid praat. En kom na die Vryheidsplein toe. En 100.000 mense staan in die sneeu vir 'n week. Opgeroep deur 'n vrou wat tolk na die dowes toe. Vrou wat tolk na die dowes toe. En sy verander die koers van die geskiedenis. Sy verander die media in Oekraïne, wat absoluut 'n mondstuk van die staat was. Verander sy letterlik in 'n week. Natalia Dimitrik het besluit, ek is dalk 'n idioot gemeet in die wêreld se geskiedenis. Maar ek het 'n bepaalde vaardigheid wat min ander mense het. Ek kan tolk vir die dowes. Ek kan praat sonder dat die veiligheidsapparatuur weet wat ek van praat. En sy verander die loop van die geskiedenis. So vriende, as ons vandag stil raak en ons vra, okay, elkeen van ons het vaardighede, elkeen van ons het gawes, elkeen van ons het 'n bepaalde praktiese ingesteldheid. Ons almal is geplaas op baie besondere maniere. Ek beskou myself nie as 'n groot persoon of 'n belangrike persoon nie. Ek beskou myself as 'n idioot. Dan is jy op die regte plek, want dit is die mense wat nog altyd saam met Jesus was. Dis die ouens in Handelinge, dis die ouens in Jerusalem, dis die mense wat die Here nader geroep het, en daai ouens in 30 jaar, Handelinge vertel 'n tydperk korter as 'n gemiddelde dominee se bediening. Praat net oor 30 jaar. Ons is dan so 40 gewoonlik. En hulle verander die koers van die hele wêreld. Hoe verander hulle die wêreld? Ja, van hulle reis so sendlinge van die een plekkie na die ander plekkie toe. Maar die ander bly waar hulle is. Hulle beoefen gasvryheid. Hulle hou aan om te leef soos mense wat 'n tronkbewaarder is of 'n diensmeisie is. Hulle hou aan om te leef soos gesinne wat op 'n nuwe manier die Here dien. Hulle bly letterlik waar hulle is. Maar hulle leef op 'n nuwe manier en dit verander die wêreld. En dis ook waar van ons. Ek sluit af met 'n laaste storie. Toe ek nou besef, ons maak nou klaar in Doornpoort, het ek die laaste maand gespandeer om mense te besoek in die gemeente en vir hulle 'n vraag te vra. En die vraag was, wat was die mees betekenisvolste geestelike ervaring wat jy die laaste 4-5 maande gehad het, maar dit mag niks met die gemeente te doen hê nie. Want mense is nou polite, hulle gaan altyd dink aan een of ander preek wat jy gehou het, en of jy sê, daai preek was baie goed geweest. Ek sê, nee, dit gaan nie daaroor nie. Ek praat van in jou alledaagse gewone werk, waar jy elke dag beweeg, met die gawes wat God se Gees vir jou gegee het, insig, vaardigheid, talente. Waar het jy die ervaring gehad, soos Natalia Dimitrik? Hier was 'n oomblik geweest, waar ek 'n moeilike ding gedoen het, en dit het impak gehad. En 'n vrou vertel vir my, sy werk hier by een van hierdie finansiële instellings net hier oor kan Menlyn sentrum, dat as ek dit nou reg onthou, het sy gewerk vir 'n afdeling wat hulle vorder skuld in. So as jy nou van die bank geld skuld nie terugbetaal nie, dan kry hulle een of ander bevel teen jou en as daar geld in jou rekening verskyn, dan lê hulle beslag daarop. En hulle werk met bonusse, en as jy die beste vertonende een is, dan gaan jy Mauritius toe. En sy sê, hulle was goed op pad Mauritius toe gewees, en sy kom een oggend, en dan kry sy die syfers wat nou oornag gebeur het, met die transaksies, en sy sien, daar het 'n groot bedrag gekom,
400.000-500.000 rand ingekom. Maar so jy nou begin kyk, te besef, soos jy weet eintlik wat agter dit sit, dit gaan oor ouers wat borg geteken het vir 'n seun. En die ouetjie het bankrot gespeel. En hulle het basies alles verloor, behalwe wat ek dink beskerm word deur pensioenfondse en so. En een van daai fondse het uitbetaal, en die tannie wat toe nie toe ons op bank was, het oorbetaal in die verkeerde rekening. En die bank het nou op 'n sleg geleë daarop. En wat nou kan gebeur is, hulle gaan of die geld hou, of sy gaan 'n baie lang uitgerekte proses hê, voor sy nou toegang tot die geld kan kry. Hier kom drama. En trauma vir hierdie mense. En hulle gaan Mauritius toe, want dit is 'n redelike groot sprong in wat hulle reg gekry het daai week. Maar dit pla, en sy bel toe haar lynhoof wat in Johannesburg is, 'n Engelsman, en sy sê vir hom, jong, dis nie die situasie, en hy vra van, wat gaan jy doen? En sy sê vir, I'm going to put the money back. En hy sê, maar why? En sy sê, voordat sy kan dink wat sy sê sy vir hom, jong, ek is 'n volgeling van Jesus, en ek dink Jesus sou wil hê ek moet dit terugsit. En hy is doodstil. En hy sê vir, I'm also a Christian, put it back. Sy swaai terug, en toe die tak oopmaak, toe sien sy die bejaarde mense sit daar, die vrou is rooi gehuil, en sy kan nou toe gaan en sê, moenie bekommerd wees, die geld is terug. Ek gaan ook nie Mauritius toe nie, sê sy vir my, maar dis die mees betekenisvolste oomblik vir my lewe die 6 maande gewees. Vriende, dis die uitnodiging aan mense wat handgemaak is deur God, wat elkeen bepaalde gawes en talente gekry het, wat nie net dit uitleef op 'n Sondag nie, maar waar ons is en wie ons is. Om daai betekenisvolle oomblikke te soek, wat jy weet, hier doen jy nou 'n ding. Nie moet jy Mauritius toe gaan nie, maar moet jy 'n volgeling van Jesus is. Mag ons in die week ontdek, hoe het God ons gereed gemaak, vir geleenthede soos die, vir tye soos nou, om 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Here, soos toe, so ook nou, gebeur daar dinge wat ons eintlik vir onsself gesê, maar wat is hier in die gang? Wat is aan die gebeur? En Here, wat aan die gang en die gebeur is die Gees wat werk onder gewone mense. Onder gewone mense, Here, wat gewone dinge doen, op 'n buitengewone manier. Here, mense wat hulle lewens wy aan U erken as koning, en Here, in alles wat U vir ons gegee het, U dien. Dankie, Here, dat elkeen van ons se lewe betekenisvol is. Dankie, Here, dat elkeen van ons oomblikke kry, wat ons weet, hier doen ons 'n ding, enkel alleen, omdat ons 'n volgeling van U is. En dankie, Here, dat wanneer ons in lyn met U wil leef, volgens die gawes wat U vir ons gegee het, ja, al is ons 'n klomp idioote, dit 'n oomblik in ons lewe is, wat so vormend is, wat ons nooit weer anders dit kan wees nie. En Here, daarom bid ek, Here, vir hierdie gemeente, dat hulle as ledemate van U kerk, as gestuurdes van U, dit elke dag sal beleef. Dat hulle die gawe en die geleentheid het, Here, om U te dien, en om U naam groot te maak. Here, mag alles wat ons doen, alles wat ons sê, en alles wat ons is, Here, die stempel van U koningsgoedkeuring dra, en mag U naam daardeur verheerlik word. Amen.